gelowiges. Dit maak nie saak wat 'n kerk jy is nie, wat 'n kerkdenominasie jy is nie. Daar word van jou, as jy 'n kerklidmaat is, gepraat as 'n gelowige. So vandag se boodskap gaan nie net oor AGS Kerk, of NG Kerk, of PPK, of wat ook al die kerkdenominasie. Nee, dit gaan vanmôre oor gelowiges. Ek sien 'n gelowige as volg. Dis ek. Iemand wat in Jesus Christus glo, dat hy het gesterf, hy het opgestaan, en hy het na sy Vader gegaan. En hy is op pad terug, om ons te kom haal wat reg is. As jy dit glo, in my oë, dan is jy 'n gelowige. Maar, dan moet jy ook 'n bloedgewaste kind van Jesus Christus wees. Amen. Prys die Here. Nou, wat is 'n gelowige? 'n Gelowige het iewerste langs die pad, waar hy of sy 'n geloofsbelijdenis afgelê. Dit maak nie saak of wat 'n kerkdenominasie. Maar daar waar jy sopas dit wat ek gesê, bely dat Jesus Christus die Here is. En hy is die Seun van God, gebore uit die maagd Maria, en op die kruis gesterf, en opgestaan. As jy dit geglo het, en daai belydenis afgelê het, yes, dan is jy 'n Christen, wat 'n gelowige geword het. Nou, ongelukkig, het baie mense, wat daai geloofsbelydenis afgelê het, dit bloot gedoen as 'n noodsaaklikheid. Ek kan onthou, ek het AGS groot geword, maar ek het in die skool, en ek altyd, ons was 'n hele klomp denominasies in die skool, en dan kan ek onthou, hoe die jong manne saam met my altyd gesê, man, ons is besig om te leer vir ons dranklisensie. En ek het dit nooit verstaan. Dan vra ek maar, wat beteken dit? Dan sê hulle, man, ons gaan die geloofbelijdenis aflê, en as ons dit gedoen het, dan kan ons uiteindelik van die nagmaal wyn drink. Wow, eina. Onthou wat ek nou vertel het. Julle gaan daai prentjie sien, ek gaan dit vandag skets in dit wat ek oor praat. Ek het nooit dit verstaan nie, maar agterna, hoe groter ek geword het, hoe meer het ek dit begin verstaan. Dit is hulle wat vir 'n noodsaaklikheid die geloofsbelijdenis afgelê het, as 'n routinebehandeling om iets te kry uit die kerk uit. Goed. Maar dan kry jy die ander. Daar's 3 tipe gelowiges wat in die kerk sit. En weet julle, ongelukkig is daai 3 tipe gelowiges vandag in al die kerke. Nie net in die AGS nie. Ek praat al die denominasies. Almal, oralste. Hulle is almal daar. Nou die heel eerste een is diegene wat met opregtheid van hart belydenis afgelê het, soos wat ek dit pas gedoen het, en wat wedergebore kind van God geword het, en wat 'n kind van God is. Nou, ongelukkig is daar baie min van sulke tipe Christene in die kerk. Baie min. Hoekom? As jy jou Bybel by jou het, maak hom oop.
in Matteus 7 vers 14. Daar staan, maar die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarheen is smal, en die wat dit kry, is min. Hoor julle die woord van die Here? Die wat dit kry is min. So mense, dis verstaanbaar dat daar so min gelowiges is wat kinders van die Here genoem kan word. Maar hoekom is dit so? Want die poort waardeur die gelowige moet gaan is klein. Jy kan nie bagasie saam met jou vat. Jy kan nie. Jy kan ander mense saam met jou vat. Ja. Hulle by selfe pad lei. Jy kan hulle voorbeeld wees. Maar dis al. Daai pad is nie 'n maklike pad. En weet jy, die pad na die ewige verderf is 'n maklike pad. Is 'n wye pad. En daarop is baie mense. Want daar hoef ek nie te bekommerd wees om te loop en te kyk waar ek loop. Daar gaan ek nie. Maar die Christelike gelowige pad, daar sê die Bybel vir my duidelik, het ek 'n lamp nodig vir my voet en 'n lig vir my pad nodig. Hier is die lig vir my pad en die lamp vir my voet. Ek het hom nodig. Maar die baie wye breë weg. Ek het nog nooit gehoor iemand praat van het die Bybel nodig om daarmee daar te loop. Nee. Jy het dan hierdie Bybel nodig vir daai smal pad waarop ek en jy moet loop. Jesus het in Matteus gereeds gesê hoe ek en jy die koninkryk moet ingaan. En ek wil hê hier moet julle mooi hoor. Ek in my hart huil ek omdat kinders van die Here hierdie vers in die Bybel mislees. Matteus 5 vers 20. Hy sê, want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Jou, kind van God, lees hierdie teksvers weer 'n keer, oor en oor en oor tot jy hom verstaan. Bid die Here om jou hierdie vers in jou hart oop te maak en wakker te maak. Want hierdie vers is 'n belangrike vers vir jou wat sê ek is 'n gelowige kind van God, wedergebore, bloedgewas. Want jy kan nie sonder geregtigheid die koninkryk van God sien nie. Die Bybel sê dit duidelik, Matteus 5 vers 20. Wat is geregtigheid? Kom ek jou vinnig verduidelik. Jy gaan gooi brandstof in jou voertuig. En jy sê vir die joggie, gooi vir my R100. En daar gaan hy en hy gooi vir jou R100. En die volgende oomblik kom hy en hy sê, jammer meneer, jammer mevrou. En jy gee hom die R100, dan sê hy nee, jy skuld my nog 'n 10 sent. Dan sê hy vir hom, ek het jou gesê R100. Maar hy het jou R100 10 sent ingegooi. Wat maak ek en jy? Ons klim ons kar, ons ry. Ons los daai 10 sent. Wie wat? Jy's 'n dief. O, my naam. Jy word 'n dief, want jy het 'n 10 sent gesteel.
10 sent se brandstof. Waar is nou geregtigheid? Sien julle wat praat die Here van geregtigheid? 'n fyn draadjie wat ek en jy mis. Ons mis dit, dan word ons eintlik skelms sonder dat ons dink daaraan. Hallo? Hoor julle my? Mense, dis baie waar. So ek bid en vra jou vanmôre dat ons hierdie ding sal uitsorteer. Geregtigheid. Oomblik as ek in die dorp inkom, dan staan daar 'n groot bord 60. Eers kom ek 80 km/h aangery en dan kom spring daai oom of tannie hier voor my en dan sê hulle, "Oh guys, stop die lorry." Is dit geregtigheid? Nee. Die spoed sê 60, maar ek ry 80. Waar is geregtigheid nou? Met ander woorde, ek sondig teen die gereg wat oor my aangestel is. En nou doen ek nie meer reg nie. Ander woorde, nou word ek eintlik 'n krimineel. Mense, dis geregtigheid voor God. Nie voor my as mens nie. Nee. Ek en jy moet in geregtigheid voor God staan, want die Bybel sê, hy sê duidelik, ons moet daarin oorvloediger word as die skrifgeleerdes en die fariseërs. Wie is die skrifgeleerdes? Wie is die fariseërs? Dis die wettoepassers. Ons moet dink, mense, Jesus het ons nie van die denke gegee wat suiwer moet wees nie. Ek en jy wil hemel toe gaan. Kom ons doen wat God se woord sê ons moet doen. Ek en jy kan nie dink ons gaan die hemel mis. Ons gaan nie die hemel mis nie. Ja, ons gaan. As ons nie doen wat die Here sê in sy woord, die gaan sy hemel mis. Dink vanmôre, voor jy doen, voor jy praat, dink. Slegs hulle wat die woord van Jesus prakties maak in hulle lewe, hoor my, in hulle lewe sal ingaan in die koninkryk van God. Maak jy God se woord prakties in jou lewe? En hier's baie dinge in hierdie woord wat prakties gedoen moet word, sodat ek en jy die hemel kan bereik. Daar's baie. Daarom is daar min wat die smal pad soek. Min mense wat daai smal pad soek. Baie min. Maar dan kyk bietjie hoeveel is daar op die Breëweg. Dink 'n bietjie. Mense wat jy ken. Baie. Daar's 'n oorvloed van hulle. Nou die tweede groep gelowiges waarna ons gaan kyk, is die wat godsdienstig is. Ek lag altyd as ek hoor van dit. Want hoekom? Man, weet jy, ek is al van kindsbeen af in die kerk. Ek is al van kindsbeen af 'n gelowige. Daar's baie van hulle. Daar's baie van hulle wat in die kerk sit. Maar sonder 'n ondervinding van wedergeboorte is dit hulle wat sê
ek is van kindsbeen af, al 'n kind van die Here. Nou wie is hulle? Kom ons kyk, maak jou Bybel oop. Spreuke 14 vers 12. Ek kom vanmôre met die woord van die Here na jou toe. Want die woord van die Here sal ons vrymaak. En hy sal ons die waarheid gee, sodat die waarheid vir my en jou kan sê wie ek is, wie jy is. Spreuke 14 vers 12 sê, daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Man, ek het al van klein af het ek gehoor ek moet in die kerk wees, en ek is in die kerk. 'n leefwyse. 'n leefwyse gaan jou nêrens bring in die lewe nie. Dit gaan jou na die dood toe vat. 'n goddelike bekering waar jy Jesus as jou persoonlike saligmaker aanneem en hy verander jou hart, dan weet jy, ek is 'n kind van God. En dan word jou naam geskryf in die boek van die lewe. Amen. Dis waar ek my naam wil hê. Geen ander plek nie. Ek wil geen roem hê nie. Want as ek roem, ou Paulus het gesê, as ek roem ek in Christus Jesus. Ek kan nie in myself roem nie, want daar's niks goed in my nie. Maar as ek roem ek in Jesus, in sy goedheid, in sy guns, wat vir my sorg. Halleluja, sorg sy goedheid en guns vir jou, prys die Here daarvoor. Nou die derde groep. Is die groep wie se naam op die kerkregisters is. En daar's baie van hulle. Daar is geweldig baie van hulle. Maar want hoekom? My naam is mos in die kerk. As ek doodgaan, ag nee, so right. Pastoor sal my begrawe. Dis okay. Ek is mos lidmaat in die kerk. Ek het vir jou slegte nuus. Ja, ek gaan jou begrawe. Maar weet jy waar gaan jy heen? Nou moet ek op jou begrafnis lieg om te sê jy gaan hemel toe. Ek is jammer, ek kan nie. Ek sal die evangelie op jou begrafnis verkondig. Dis wat ek sal doen. Maar ek gaan nie vir mense lieg en sê Tannie Sani, Tannie of Oom Piet is in die hemel nie. Want ek weet nie. Ek weet nie waar is jy nie. Moenie dat jou naam net geskryf is op 'n kerkregister nie. Dit beteken niks. Jy gaan die koninkryk van God misloop. Ver. Baie ver. Weet jy, in die ou tyd, in die Nuwe Testamentiese bedeling, dit was toe Jesus aarde toe gekom het, en hy het toe die Ou Testament nie tot niet gemaak nie, maar kom vervul en die Nuwe Testament vir ons gebring, wat sy evangelie is, wat sy dood en opstanding is. Daai tyd, as jy as 'n nie-gelowige tot redding kom, het jy groot moeilikheid. Jy het groot moeilikheid gehad. Want hoekom? Jy moes breek met jou verlede. 10-1 moes jy breek met die geloof wat jy aangehang het, daai tyd. Dan het die Joodse geloof was so streng, dat sou jy besluit het om 'n Christen te word, 'n volgeling van Jesus Christus, was dit so streng, dat hulle wou jou doodmaak.
En as ons gaan kyk, gaan lees bietjie deur Handelinge, dan gaan julle sien hoe die kerk van Jesus Christus vervolg was, as gevolg daarvan. So, dit beteken, dat dit was moeilik, om 'n kind van die Here te geword het. Nie maklik nie, want jy moes alles los, en dan, verwerping. Hulle het jou verwerp. Hulle het jou as 'n niks werd persoon uitgekry en jou uit die huis uitgejaag, weggejaag. So dit was moeilik. Want die blootstelling en die vervolging en die mishandeling was totaal en al daar, wat nie lekker was nie. En ek en jy, vandag, het ons daai probleem? Ek kan nie insien dat daar vandag vervolging is in Suid-Afrika nie. Ek weet, in Mosambiek, ek het net, dit was Vrydag het ek 'n video of 'n boodskap gekry, in Nampula, het hulle, ek weet nie hoeveel, 1300 gelowiges of doodgemaak of beseer of iets, maar daar was 'n geweldige groot aanslag in Nampula teen die Christelike geloof. En Nampula staan uit in Mosambiek as 'n gelowige dorpie, en al die kerke is vernietig. Gaan jy nog die Here dien, as dit skielik hier gebeur? Die blootstelling, wat ek en jy vandag kry, is nie dieselfde, as dit wat toe die Nuwe Testament net begin het. Ons Nuwe Testamentiese blootstelling vandag, is heeltemal makliker. Baie, baie makliker. Nou Paulus, hy sê in Handelinge 16 vers 31, praat hy daar met die tronkbewaarder, want hy was in die tronk op daai stadium. Hy sê, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word. Ek sê dit vanmôre vir jou, glo in Jesus Christus en jy gaan gered word. Nou toe, as 'n mens mooi gaan dink, die tronkbewaarder wat daar gestaan het by Paulus, toe hy dit gesê het, was 'n Romein. En die Romein se godsdienst, is 'n baie snaakse godsdienst, want hulle het baie demone en allerhande gode wat hulle aanbid. Nou, hierdie man, hierdie tronkbewaarder, moes besluit. Wat moet ek besluit? Ek moet besluit om my heidense geloof prys te gee. Hy moes besluit om sy gesag en sy posisie op die spel te plaas. En hy moes sy sonde bely en laat staan het. En 'n ganse ander benadering teenoor die lewe inslaan. So hierdie tronkbewaarder het iets om te verloor in die lewe. Kan julle dit sien? Kan julle dit agterkom? Nou, hy moes in geloof 'n totale oorgawe aan die Here Jesus Christus maak en hom as saligmaker aanneem. Nou, ek skets aan jou vanmôre iets
wat jy as 'n gelowige moet onthou. Die oomblik toe ek tot bekering gekom het, het ek hierdie selfde pad gestap as wat hierdie man gestap het. Want ek moes ook my heidense geloof prys gee. Ek moes ook my stoute lewe agter my gelos het. My gesag, my posisie. Ek is nie in die weermag nie, so ek is 'n mens, maar waar lê my gesag? Ek het gesag oor my vrou. Hoekom? Want ek is die hoof oor haar aangestel deur Christus Jesus. Daar is my gesag. Vrou, jy het gesag, want jy het gesag oor jou kinders. Deur Jesus Christus aangestel. En posisie? Ja, man as hoof van sy huis. Vrou, as, ek wil nie sê as die slaaf van die man, jy is nie. Maar, jy is onderdanig aan die man. Nie as 'n slaaf. Nee. Maar, weet jy wat? Jy het kinders wat jy moet opvoed. Jy het kleinkinders wat jy moet opvoed. Hulle moet sien, hoe loop God se gesagstruktuur? Hulle moet jou posisie kan sien en herken in die huis. En dan die sonde bely. Doen ons dit? Elke dag? Here, ek bely. Het ek aangejaag, Here, vergewe my. Hoeveel keer, weet julle, en ek sê vanoggend dit met baie versigtigheid, hoeveel van ons is vanmôre hier in God se teenwoordigheid, wat sondes het wat ons nog nie voor jammer gesê het. Onbelyde sondes. Is tyd dat ek en jy moet begin besef, dat ons moet, as ons 'n ding verkeerd gedoen het, dadelik sê, Here, ek is jammer. Here, vergewe my. Here, help my om dit nie weer te doen nie. Begin dit toepas en kyk wat maak die Here met jou. Hy sal jou help en hy sal jou laat verander. Amen. So die vereistes vir my en jou as 'n gelowige om in Matteus 7 vers 14 die nou poort in te gaan, het ek dit vir julle duidelik gesê. Dis wat ons moet doen. Nou, baie min, gaan daai poort ingaan. Wees ek en jy moet deel wees van die min wat die poort ingaan. Moenie deel wees van die baie. Daai baie wat op die weg van die, ek wil dit noem, die dood, want dis waarna toe dit lei. Die ewige verderf. Moenie deel wees van die baie nie. Wees deel van die min. Spreuke 4 vers 25 tot 27. As jou Bybel by jou het, maak hom daar oop. En dan sit jy daar en merk hierdie 3 verse. Hy sê, vers 25, Spreuke 4 vers 25 tot 27, hy sê, laat jou oë reguit kyk, en jou ooglede, hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk, en laat jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver van boosheid. Merk hier
die vers in jou Bybel en roep die Here aan. Maak dit 'n gebed. Here, hou my oë reguit voor my. Laat ek nie regs of links afwyk nie. En Here, hou my voete ver van die boosheid af. Bid dit. Dis 'n gebed wat ek en jy elke dag kan bid. En dan kom Jeremia 6 vers 16. Hy sê, so spreek die Here. En hier wil ek hê julle moet nou vanmôre luister wat die woord van die Here vir jou sê. Hy sê, staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is. Hoeveel mense het die goeie weg heeltemal gemis? Dink 'n bietjie. Mense wat jy ken, mense wat in die kerk was en wat die pad duister geraak het. Tyd ek en jy hulle gaan soek en vir hulle vra, wil jy nie maar terugkom op die pad wat die goeie pad is nie, die goeie weg. Want as jy die weg gevind het, dan wandel daarin en hoor my, hy sê, en julle sal rus vind vir julle siel. Sjoe, hoekom is mense onrustig vandag? Omdat hulle is op 'n verkeerde weg, op 'n verkeerde pad. Daai pad bring nie rus nie. Hy bring onrus. Hy bring onvrede. Jy kry dit nie op daai breë weg. Jy kry net hartstogtige, onmenslike liefde. Dis wat jy daar kry. Maar die goeie pad, daar kry jy goddelike liefde, goddelike rus en goddelike vrede. Amen. Ek sluit af met Matteus 11 vers 28 tot 30. Jesus praat hier en hy sê duidelik vir my en vir jou, en hy sê dit vanoggend vir jou wat hier sit. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Amen. Hy sê nie, miskien sal jy rus gee. Nee. Hy sê, ek sal jou rus gee. Kom na hom toe. Vers 29 sê, neem my juk op, julle, en leer van my. Wat? Wat moet ek by die Here leer? Sy geduld, sy genade, sy liefde. En as ek dit geleer het, dan sal ek dit kan toepas op die pad wat ek loop. Hy sê, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Wat is Jesus se lig? Sy juk. En jy gaan nou vra vanmôre, maar pastoor, wat is Jesus se juk? Wat beteken dit? Hy het net een juk wat hy vir my en jou gee. En dit staan geskryf in Matteus 28 vers 9. Gaan heen, maak disippels. Dis sy juk. Dis die las wat ek en jy moet hê. Gaan maak disippels. Maar ek en jy kan nie disippels maak as ons nie in geregtigheid leef nie. Want ek moet vir die ou wat ek wil 'n disipel maak, moet ek kan wys. Luister, kyk nou 'n bietjie hoe lyk ek. Want Paulus het gesê, wees julle my navolgers
soos wat ek is van Christus Jesus. Hoe is hy as 'n navolger van Jesus gewees? Hy het in Engels sê hulle, he was in right standing with God. Hy het in geregtigheid met God geleef. En as jy in geregtigheid met God leef, dan sal jy Jesus se juk gemaklik vind en getuig. Getuig. Wat moet ek getuig? Ek was siek, maar ek is gesond. Weet julle, Jesus, hoor gou mooi, toe hy vir die melaatses daar gesond gemaak het, toe sê hy vir hulle, moet vir niemand gaan vertel nie, maar gaan wys vir wie? Die priesters daar in die kerk. Gaan so toe, gaan wys vir hulle. Hulle moes gaan daar gaan getuig. Een het teruggekom en gesê, Here, dankie. Wat doen ek en jy? Here, maak ons gesond. Getuig ons. Nee. Hy is tyd ons opstaan en begin getuig. Is tyd dat ek en jy opstaan en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Want as ek dit doen, dan doen ek wat Matteus 28 vers 19 sê, ek maak disippels. En daai disipel wat my gehoor het, daai man, daai vrou wat my gehoor het, my getuienis gee, wat doen hulle? Hulle besluit nie in hulle hart al. Nee, die Heilige Gees staan op en hy sê, kom, is tyd dat jy 'n bietjie plan maak met jou lewe. Dis al, ek en jy moet net die saadjie plant. Die Here doen die res. Amen. Daar waar jy nou sit.